Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die orden en die vergelyking van desimale breuke. Desimale getalle word vergelyk deur eers na tiendes te kyk, daarna na honderdstes en dan na duisendstes en so hou ons aan. Wat baie belangrik is, ons moet die getalle eerstens na dieselfde aantal desimale plekke verander voor ons hulle kan vergelyk. Die vraag kan byvoorbeeld nou vir ons vra, bereken watter van die volgende desimale getalle is die grootste? 3,5 en 3,05. As ek nou kyk na 3,5 en 3,05, dan kan ek sien dat hierdie driekie is mos nou presies dieselfde. So ons moet gaan kyk na die 0,5 en die 0,05. Watter een van hulle twee is die grootste? As ek nou kyk na 0,5, dan kan ek sien 0,5 is mos nou eintlik 5 tiendes. En as ek kyk na 0,05, weet ek, hulle het 0,05 het twee plekke na die komma, so dit gee vir my 500stes. Maar om hierdie twee nou te kan vergelyk, moet ek seker maak dat hulle dieselfde aantal desimale plekke het na die komma. So ek gaan hierdie 5 tiendes gaan ek maal met 10 om hom by die honderdstes uit te bring. Dan kan ek sien dat 5 tiendes is eintlik dieselfde as 50 honderdstes. Nou is dit vir my moontlik om 50 honderdstes en 500stes met mekaar te vergelyk. Ek sien dan nou dat 50 honderdstes is mos baie groter as 500stes. Ek kan dan sê dat 0,5 moet groter wees as 0,05. Nou kan ek weer my driekie bysit, so ek kan daarom sê dat as ek my 3 nou weer bybring, kan ek daarom sê dat 3,5 gaan groter wees as 3,05. Ons kan ook 'n getallelyn gebruik om die desimale getalle te orden en te vergelyk. As jy op jou liniaal kyk, kan jy sien daar is 10 plekkies tussen elke getal. Want onthou nou, 10 mm is dieselfde as 1 centimeter. So ek het 10 spasietjies tussen elke sentimeter, of tussen elke deeltjie van my liniaal. As ek nou hier gaan kyk, dan kan ek mooi sien, tussen die 2 en die 3, het ek 10 plekke. As ek nou mooi kyk, dan weet ek mos nou, as daar 10 plekkies is tussen die elke getalletjie, dan is elke klein lyntjie 'n tiende. Met ander woorde, as ons nou kyk tussen 2 en 3, gaan ek mos hê 2,0, dan het ek 2,1, dan het ek 2,2, dan het ek 2,3, dan het ek 2,4, dan het ek 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 en uiteindelik het ek 3,0. Okay. Met ander woorde, elkeen van daai streepies verteenwoordig 'n tiende. Kom ons kyk nou, as ons nou hier vir A bepaal, A gaan daar lê, ons plaas vir A daar, ons plaas vir B daar, ons plaas vir C daar, ons plaas vir D daar, en ons kan vir E ook bepaal, ons kan E hierso tussenin sit. Maak daai enetjie daar E. Ons kan A se waarde nou maklik bepaal. As ons gaan aflees van die grafiek af, dan gaan ons sien dat A is 1,5. As ek gaan kyk na B, kan ek sien B se waardetjie is 2,2. As ek gaan kyk na C,
dan gaan ek sien dat C se waarde 4,123456,7 is. D se waarde kan ek aflees is 5,123. So D se waarde is 5,3. So op 'n getallelyn is dit altyd maklik om dit te orden, want die getalle is eintlik mos nou reeds georden. Kom ons gaan kyk nou net 'n bietjie na E. Waar lê E? E lê nou by 5,1234567,8, maar E lê nou net mooietjies tussen 5,8 en 5,9. Die helfte tussen 5,8 en 5,9 moet ek ook nou in aanmerking neem. So, dit is nou 5,85. E se waarde is dus 5,85. Nou is dit weer tyd om na 'n paar voorbeelde te kyk. Die vraag sal vir ons vra, rangskik die getalle van klein na groot. Wat is die baie belangrike ding wat ons moet onthou? Die baie belangrike ding wat ons moet onthou is dat hulle moet almal dieselfde mag van 10 in die noemer hê. So ons moet almal duisendstes maak sodat ons hulle kan vergelyk. As ons elkeen van hierdie getalletjies nou duisendstes gaan maak, dan gaan ons kan sê hierdie is 800 op 1000. Hierdie enetjie is 25 op 1000. 0,9 is 900 op 1000. 0,465 is 465 op 1000. 0,36 is 360 op 1000. 0,05 is 50 op 1000. 0,901 is 901 op 1000. 0,79 is 790 op 1000 en 0,009 is 9 op 1000. Die vraagie vra nou dat ons van klein na groot moet rangskik. Omdat almal se noemers nou dieselfde is dit vir ons moontlik om te gaan kyk watter een is die grootste, watter een is die kleinste. So kom ons kyk, as ons kyk na hierdie enetjie kan ons dadelik hierso sien dat 9/1000stes is die kleinste. Na 9/1000stes kom ons by 25/1000stes. So daai enetjie is dan na hom die grootste. Of is dan bietjie groter as 9/1000stes. Na die 25/1000stes sien ek dit is die 50/1000stes. As ek dan nou al die ander vergelyk, sien ek die volgende grootte is 360/1000stes. Na hom is dit 465/1000stes. Dan kan ek sien, na die 465 sien ek dit is 709/1000stes. Na 709 kom 800/1000stes. Na 800 kom die 900/1000stes. En na die 900/1000stes kom 901/1000stes. Nou het ek almal in hulle posisies gerangskik. Nou kan ek maar net volgens nommer 1 gaan neerskryf. Nommer 1, as ek hom van klein na groot rangskik, nommer 1 gaan dus wees 0,009. Nommer 2 gaan wees 0,025. Nommer 3 gaan wees 0,05. Nommer 4 gaan wees 0,36. Nommer 5 gaan wees 0,465. Nommer 6 gaan wees 0,79. Nommer 7 gaan wees 0,8. Nommer 8 gaan wees 0,9 en nommer 9 gaan wees 0,901. Die
Tweede voorbeeld wat hulle vir ons kan vra is, gee die waardes van die gemerkte punte A tot D so akkuraat as moontlik in desimale notasie. Nou moet ons onthou, ons het ons nou op ons getallelyn en hulle is reeds gerangskik in georden van groot na klein. Onthou, elke spasietjie tussen hulle is nou verder opgedeel. Ons het nou tiendes, so hierdie gaan nou by ons honderdstes bykom. So as ons gaan kyk na A, kan ek sê A se plekkie is nou 6,42. Want as ek nou kyk na A, dan sien ek hy is 6,4 en dan 2 plekkies, dan is hy 6,42. Wat gaan B se posisie wees? B se posisie gaan wees 6,4, 1, 2, 3, 4, 5. 6,45. C se posisie, as ons kyk na C se posisie, kan ons sê C gaan wees 6,5, 1, 2, 3. 6,53. En wat gaan D se posisie nou wees? As ek kyk na D se posisie, dan is hy nou weer halfpad tussen daai 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maar hy is halfpad tussen die 7 en die 8, so daar moet hy 6,575 wees. Die volgende vraagie gaan ek nou kyk na A. Hierdie enetjie is nou weer klaar in honderdstes, so tussen sy honderdstes en sy duisendstes is daar nou weer 10 plekkies, so elkeen van hierdie gaan nou weer 'n duisendste simboliseer. As ek nou kyk na A, dan kan ek weet hy is 4,11, 1, 2, 3 plekkies, so hy is 4,113. B se plekkie gaan wees 4,11 en dan sit 1, 2, 3, 4, 5, 6 plekkies, so B is 4,116. C se plekkie kan ek gaan skryf is 4,12 en dan sit 1, 2, 3, 4 plekkies van hom af, so hy is 4,124. D se plekkie moet ek nou net weer mooi kyk. D se plekkie is 4,13 en dan gaan hy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plekkies daarvan af, maar hy is nou alweer halfpad op pad na die 8 toe, so hy is 4,1375. Onthou, desimale breuke word vergelyk deur eerstens na die getal tiendes te kyk, dan na die honderdstes en dan na die duisendstes, en so gaan jy voort. Onthou, 'n tiende en 10 honderdstes en 100 duisendstes is ekwivalente breuke. Dit sluit dan vandag se lesie af oor die orden en vergelyking van desimale breuke. Ek hoop jy geniet jou huiswerk.